Hallo julle, ek hoop dat die week wat verby is baie goed was vir julle en dat julle elke dag God gekies het, dat julle gekies het om hom te dien. Want vandag gesels ons bietjie oor hoe God ons vra om hom te vertrou sonder vrees. Nou, ek weet nie of julle altyd weet nie, maar voor jou mamma of pappa gaan slaap, maak hulle altyd eers van die volgende goed seker. Hulle stap om die huis en maak seker al die deure is gesluit, al die vensters is toe, die garage deur is mooi toe en gesluit, die kar is gesluit, die sleutels is mooi weggeberre, hulle maak seker dat die huis se hek toe is. As jy 'n huisalarm het, maak hulle seker die alarm is aan. En party mense het 'n hek wat na hulle slaapkamers toe gaan. Hulle sluit selfs daardie hek en dan klim hulle eers in die bed. Nou daar is baie goed om te doen, net om seker te maak dat almal veilig is. Want ons is bang. Ons is bang dat iemand in ons huis in gaan kom wat ons nie ingenooi het nie. Ons is bang dat hulle gaan ons goed vat of ons seermaak of dalk selfs iemand vir wie ons lief is doodmaak. Nou vandag lees ons in Eksodus 32 vanaf vers 1 tot 4 van 'n tyd waar die Israeliete so bang was. Lees saam met my. Toe Moses so lank wegbly en nie dadelik weer van die berg af terugkom nie, het die volk by Aaron bymekaar gekom. Hulle sê toe vir hom: "Ons weet nie wat van hierdie man Moses geword het nie. Hy het ons uit Egipte gelei, maar nou is hy skoonveld. Jy moet vir ons 'n ander god kry wat ons verder kan lei." Aaron sê toe vir hulle: "Kry by julle vroue en julle seuns en dogters die goue oorringe wat hulle aan het en bring dit vir my." Hulle het die oorringe gevat en vir Aaron gebring. Hy het dit by hulle gekry en daarvan 'n beeld van 'n kalf gemaak, wat uit goud gegiet is. Die volk sê toe: "Israel, hier is jou God wat jou uit Egipte laat wegtrek het." Moses het weggegaan om te gaan bid. Hy het gegaan om met die Here te gaan gesels. Maar hy was so lank weg, dat die Israeliete bang geword het. Hulle was bang dat God hulle alleen gelos het, dat God nie meer saam met hulle is nie, dat hy hulle verlaat het. En in daardie gevoel van bang wees, het hulle gevoel, hulle moet iets doen. Want as God hulle verlaat het, is hulle alleen. Hulle is nou in 'n woestyn met niks nie, met niemand nie. Hulle is heeltemal alleen en dit het hulle so bang gemaak. So toe gaan hulle na Aaron toe en hulle sê ons moet iets doen. Ons kan nie net hier sit en wag nie. Ons kan nie niks doen nie. Hulle was te bang om net te wag en te vertrou dat Moses gaan terugkom. En so toe besluit hulle om hulle eie goue kalf te maak en hom te aanbid. Nou God het hulle uit Egipte uitgelei. Hy het daardie 10 plaae gestuur wat Farao se hart verander het om hulle te laat gaan. Hy het hulle deur die Rooi See gebring. Daai is alles wondertekens. Maar toe Moses net 'n klein bietjie te lank weg is, het hulle begin bang word. En in plaas van om te vertrou op die Here, wou hulle ietsie self doen. En so toe begin hulle om hierdie goue kalf te maak wat hulle kan aanbid. Nou wanneer ek en jy bang word, dan partykeer doen ons ook die verkeerde ding. Die Israeliete het die verkeerdste ding wat hulle kon doen, gedoen. En nou wanneer ek en jy bang word, dan doen ons dit ook. As ons bang is om in die moeilikheid te kom, dan jok ons. Of ons sê dit was iemand anders. As ons bang is ons gaan nie weer eet nie, dan steel ons iemand anders se kos. Of ons is bang die ander maatjies gaan sleg dink van ons, dan steel ons iemand se mooi klere of ons leen 'n maatjie se baadjie of ons leen 'n maatjie se skoene en ons sê dis ons eie. Wanneer ons bang word partykeer, dan doen ons die verkeerde ding. Maar God het jou en my gemaak om hom te vertrou, selfs wanneer ons bang is. God gaan ons nooit alleen laat nie. Hy gaan nie soos wat die Israeliete gedink het, ons uit Egipte uitlei. So hy gaan jou nie uit 'n slegte tyd in jou lewe uitvat en jou dan net los nie. God wil hê ek en jy moet hom vertrou. As jy bang is vir die moeilikheid, vertrou dat die Here saam met jou sal wees in die moeilikheid. Want as jy iets verkeerd gedoen het, is daar ongelukkig moeilikheid. Maar dit beteken nie dat God jou los nie. Dit beteken nie dat God kwaad is vir jou en jou een kant sit nie. God is saam met jou selfs in die moeilike tye. En so daarom wil ek julle hierdie week net 'n bietjie herinner en vir julle vra, as jy ooit bang voel in die week, vertrou God. Moet dit nie
Moenie self dit probeer regmaak nie. As jy moet 'n speech opsê, 'n toespraak opsê in die klas, of jy moet hardop lees, of jy moet ietsie doen waarvoor jy ongelooflik bang is, vertrou die Here. Moenie wegkruip nie, moenie nie opdaag nie, gaan en vertrou die Here, want hy gaan saam met jou wees. En alles sal uitwerk soos wat dit moet. Sien julle volgende week. Julle moet 'n lekker week hê. Bye.